Ek het op 1 Maart 1981 tot bekering gekom, Sondagmiddag in Dr. Giel Kombrink sy studeerkamer. Dit is vir my elke keer 'n voorreg om oor te kan getuig oor die redding van Jesus in my lewe, want ek was iemand wat baie kwaad was vir die Here en ek was iemand wat baie teleurgesteld was in die Here omdat ek gevoel het hy nooit daar vir my was nie. En Dr. Giel Kombrink het gedurig probeer om my na die Here toe te lei en ek wou dit nie gehad het nie, want ek het gedink, ag, wat wil ek nou met die Here te doen nie in elk geval. Maar God is getrou en het aangehou en om my na hom toe oor te win. En daar was die Sondagmiddag het ek my lewe vir die Here gegee en ek is nie vandag spyt nie. Ek wil graag ook net vir mense sê dat hulle familie moenie ophou bid vir mekaar nie. My broer het vir my gebid vir 5 jaar. Hy is 4 of 5 jaar jonger as ek. Hy het opkapend gestaan en het ons hele familie se name uitgeroep en uitgeskree tot na die Here uitgeroep vir ons en so het die Here ons toe nou aangeraak. Maar die Here het ten spyte van my kwaad en ten spyte van my teleurstelling het hy my tree vir tree gevat en hy het 'n pad met my begin stap. En ek kan mense net bemoedig om te sê, in geval hulle ook kwaad is en in geval hulle ook teleurgesteld is, doen dit. Gee net jou lewe vir die Here en jy sal net nooit weer dieselfde wees nie. Die Here sy bloed sal jou kom skoon was en jou kom reinig en kom vrymaak. Hy het my kom vrymaak van 'n godsdienstgees, van 'n tradisiegees en sodoende kon ek hom met volle oorgawe en volle vryheid kon ek hom toe nou aanbid en hom belewe. Elke keer wat my boetie my gebel het, dan het hy vir my gesê, Liz, wanneer gaan jy nou jou lewe vir die Here gee? Want ek hom sê, man, los my net uit. En hy het homself opgelei in musiek en dan het hy gedurig kom aanbiddingsliedjies sing en kom praat oor die Here en dan het ek gedink, wanneer wil die man nou loop met sy gitaar en kom praat en sing by my oor die Here? Ek wil niks met die Here te doen nie. Ek het altyd gesê, maar die Here kan, as hy my wil red, kan hy my red. En as hy my nou nie wil red nie, dan moet hy dit nou maar ook los, want hy gaan in elk geval maak wat hy wil, hy's goed, en wat kan ek nou daarvan sê? Maar, die maandag na my bekering, toe my boetie my weer bel, toe sê ek vir my, ek het dit gister gedoen, daar bars ek uit in trane en ek sê, nee, maar nou is ek ongelukkig want ek het dit gedoen, want nou, soos ons groot gemaak is, jy mag nie gremering gedra het nie, en jy moet lang rokke dra, en lang moue dra, en jy moet nie lang broeke dra nie, en jy moet altyd so ernstig wees en al dan, ek gedink, nou gaan daar niks meer vreugde wees nie, ek gaan nie 'n bietjie modern kan aantrek nie, en, maar die Here het gekom en het my kom wys dat in hom is daar vreugde, en sy vreugde, nie geluk noodwendig nie, maar vreugde, en hy het die geluk wat ek in die wêreld gehad, en die ongelukkigheid, omruil vir sy vreugde. My boetie het toe vir my leesstof gestuur, en dit was toe die begin van my pad met die Here. Behalwe dat ek net 'n week daarna, toe ek nou 'n deal met die Here aangegaan, om vir die Here te sê, maar goed, as hy dan nou alles gaan doen wat hy in die woord sê, en sy kant bring, is ek bereid om my kant ook te bring. En so het ek en hy nou soort van saam die pad gestap. En dit was nie vir my maklik gewees nie, maar al wat ek net kan sê, is dat die Here is getrou. Die Here is getrou, hy het my hand gevat, hy het my met sy liefde kom oorlaai, hy het my kom wys wat is werklik onvoorwaardelike liefde, en hy het my vergewe vir al die sondes, my vir my rebellie vergewe, hy het my vir my kwaadheid vergewe, en hy het my net kom wys, dat ongeag of mense ook seer gemaak het en teleurgestel het, hy is daar, en hy het my kom leer en my kom lei, en 'n pad met my kom stap, want hy het verstaan. Hy het verstaan waar dit vandaan kom, en ek dink hy het glad nie verstaan nie, want hy moes nou iewers daarbo so ver, hoe kan hy nou weet en hoe kan hy verstaan, en hy is met al hierdie heilige goed besig, en ek in elk geval sal nooit by daai heiligheid kan uitkom nie. Maar die Here het gekom en Jesus het my met sy bloed kom reinig, nadat ek hom in my hart ingenooi het, en ons weet net dat Jesus se koms is baie naby, en as dit vir jou voel, of jy jou lewe vir die Here wil gee, moenie huiwer nie, moenie twyfel nie, doen dit vandag.